Filippense 4 vers 8 sê verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Omdat sonde die planne wat God vir ons het sal vernietig, begeer hy om sondes te stop voordat ons stop. Wetenskaplikes sê vir ons dat die gemiddelde persoon ongeveer 70.000 gedagtes per dag dink en ongeveer 70% daarvan is negatief. Nadat ons sondige gedagtes bely het, moet ons fokus verander en dit elke dag in gehoorsaamheid aan Christus bring. Wanneer ons 'n gedagte erken wat in opposisie tot God staan, moet ons dit stopsit. Wanneer die versoeking om te kla opduik, moenie toelaat dat dit sonde baar nie. Dink eerder aan die seëninge wat God mildelik en ryklik in ons lewens uitgestort het. As jy in die versoeking kom om jou verhoudings met harde woorde en beskuldigings te ondermyn, soek eerder vrede en eenheid. Wanneer jy in die versoeking kom om oor 'n ander persoon te skinder, bid eerder vir hulle. Stem in tot hierdie waarheid. Daardie gedagtes het geen gesag meer in jou lewe nie. Die mense wat ons eens was voor ons Jesus ontmoet het, is dood en hulle is weg. Ons word wedergebore met 'n splinternuwe natuur wat ons van Jesus Christus geërf het. Verander jou fokus om oor die goeie na te dink en dit uit te leef. Dankie Here dat ek die dinge wat daarbo is, deel van die hemelse realiteit kan oordink en kan toepas in my lewe. Help my Heilige Gees om my fokus te verander. En ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.